Goeiemôre aan almal van u wat vandag na hierdie uitsending gaan luister. Ek gaan met u praat vanmôre oor Psalm 107 vers 28 tot 29. En dit praat van matrose wat vasgekeer was op 'n skip terwyl hulle in 'n storm was en hoe hulle uiteindelik by God uitgekom het en die Here al die lof en eer gegee het. Baie mense het gehoor van storms, miskien het jy ook al 'n storm op see beleef. Ek persoonlik het die ervaring gehad in 1969, terwyl ek op die President Pretorius 'n oorlogskip was in Simonstad. So was 'n fregat wat so omtrent 360 manskappe opgehad het, 'n redelike groot skip. En ons was in 69 saam met die Britse vloot vir oefeninge in die diepsee gewees in 'n erge storm. Het was so erg gewees dat jy kon nie behoorlik in jou hangmat slaap nie, want die meeste van die tyd moes jy aan die pype bo vasgryp wanneer die skip so geweldig baie beweeg het. Rondom my het mense siek geword en ek het nie altyd goed gevoel self nie. En die skip het deur hierdie golwe gegaan en gekraak en gebewe en mense het enige tyd gewonder wanneer die ding gaan sink en wanneer dit mekaar uit gaan breek. En geharde matrose het geloop en vloek en sommige het gebid. En die probleem is met dit alles, jy is buite beheer, jy kan nie die ding beheer nie, alles beweeg rondom jou en jy moet net vasklou vir jou lewe. En het was 'n geweldige ervaring geweest. Die golwe het meters bo oor hierdie groot skip geslaan elke dag, uur na uur, vir 14 dae lank het ons dit getrotseer voordat ons weer terug was in die hawe. En dan het 'n mens eers goed gevoel en het jy weer dankbaar gevoel dat jy net weer jou voete op die vaste grond kon sit. So dit is 'n ervaring wat 'n mens deurmaak. En ons psalm vanmôre praat van mense wat in so 'n storm vasgevang was. En ek gaan vir jou die eerste 2 verse lees wat sê: Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en uit hulle angs het hy hulle uitgelei en uit die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Iemand skryf oor trust, vertroue, en hy sê, trust in yourself and you are doomed to disappointment. Trust in your friends and they will die and leave you. And trust in money and you may have it taken away from you. Trust in your reputation and some slanderous tongues will blast it. En dis wat ons beleef vandag, is dat die goed wat mense hulle vertroue opgestel het, sien hulle eenvoudig onder hulle verkrummel. Maar dan sê, but trust in God and you are never to be confounded in time or in eternity. So ons lees ons psalm en ek wil vir jou 'n gedeelte lees wat Burden geskryf het in sy boek. En ek begin met 'n opskrif wat sê die mens is 'n skipbreukeling. God is ons skepskaptein. En hy sê die volgende daaroor. Die storm op see word so lewendig beskryf in vers 23 tot 27 dat 'n mens byna seesiek word selfs net by die lees daarvan. Dit het selfs die bemanning se maag laat draai, soos ons wel in die 3de been van vers 26 kan agterkom. Die ouens het siek geword van hierdie geweldige storm waarin hulle was en die beweging van die see. En soos wat die skip gaan het hulle in die lug in opgeskiet wat werklik gebeur en in die diep waters weer neergeplons. En hulle het in hierdie storm naar geword. En toe hulle ervaring en hulle vernuf hulle nie uit die moeilikheid kon help nie. En mense dis waar ons vandag is, die wetenskaplikes is radeloos, hande in die hare. Hulle ervaring en hulle vernuf en al die kennis wat hulle het, kan hulle op hierdie stadium nie help om beheer te kry oor hierdie skip wat net maal en te kere gaan nie. En toe dit hulle nie kon help, die vers 70, moes hierdie geharde matrose 'n gevloekplek maak vir die refreingebed wat alle mense in nood so ver moes bid, vers 28. Matrose getuig uiteindelik in die erediens vir die hele gemeente en vir die ouderlinge hoe Jahwe hulle van skipbreuk gered het, vers 32. Ook hulle is verhoor en was verheug oor die kalmte wat in staat gestel het om hulle bestemde hawe te bereik. Na die gewone lofrefrein moet hulle gelofte nakom. Kom ons lees dit, Psalm 107, vers 30 tot 32 sê, hulle was bly toe dit weer rustig word en hy hulle by hulle bestemming gaan aanbring. En dis wat die Here ook vir jou gaan doen, hy gaan jou weer by jou bestemming aanbring. Hou vas. Laat hulle die Here loof vir sy getroue liefde en vir die wonders wat hy vir hulle gedoen het. En laat hulle hom eer voor die volk en hom prys as die leiers by mekaar kom. Kom ons bid saam. Here onse God, gaan saam met ons op die reis van ons lewens en help ons
om troos te vind vir ons hartseer, ons vrede vir ons vrese te gee, dapperheid om in geloof te kan wandel en ons lewens te kan aanpak. Here, help ons om U te vertrou met ons hele lewe, dat ons deur U genade heel en gesond kan wees na liggaam, siel en gees. En dit vra ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.